Goeiemôre en welkom by ons oordenking. Vanoggend lees ek vir ons uit 2 Timoteus 1 en dan Jesaja 33, een enkele vers. 2 Timoteus 1 vanaf vers 1. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, in ooreenstemming met die belofte van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek is dankbaar teenoor God wat ek, soos my voorouers, met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink. As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. Ek dink steeds aan jou opregte geloof, daardie geloof wat eers in jou ouma Lois en in jou moeder Eunice was, en ek is oortuig dat dit ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vier. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my, sy gevangene nie, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God. Hy het ons verlos en geroep met 'n heilige roeping, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk, en nou is dit geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser Christus Jesus, wat die dood vernietig het en die lewe en die onverganklikheid deur die evangelie aan die lig gebring het. Hiervoor is ek as prediker, apostel en leraar aangestel. Daarom ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek nog altyd my vertroue stel, en ek is oortuig dat hy magtig is om die pand wat aan my toevertrou is, tot op daardie dag te bewaar. Hou, as voorbeeld van die suiwer leer, vas aan dit wat jy van my gehoor het. Doen dit in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar die kosbare pand wat aan jou toevertrou is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Jy weet dat almal in Asië, onder wie ook Figelus en Hermogenes, die rug op my gedraai het. Mag die Here barmhartigheid bewys aan Onesiphorus, sy huisgesin, want hy het my dikwels opgebeur en hom nie vir my boeie geskaam nie. Trouwens, toe hy in Rome was, het hy ywerig na my gesoek en my gevind. Mag die Here gee dat hy op daardie dag barmhartigheid by hom vind. Jy weet tog baie goed hoeveel diens hy in Efese aan my bewys het. Jesaja 33 vers 9. Dit het droog geword. Die land was uitgedor. Die Libanon was verblif, het swart geword. Saron het soos Araba geword. Basan en Karmel het hulle blare verloor. Geliefdes, hierdie taal uit Jesaja moet nie letterlik opgeneem word nie. Al het Sanherib en sy leer deur die woude van Libanon opgeruk, ons kan daarvan gaan lees in Jesaja 37. Al het Sanherib wel deur Saron gegaan, Jesaja 36. Moet ons hierdie nie as letterlik opneem nie. Nee, hierdie figuurlike beskrywing beteken dat selfs die land, selfs die natuur, saam met die mense treur. Oral waar jy kon kyk, was daar 'n gevoel van vervaag, van afname of van kwyn. Die lewe het as het ware uit die natuur uitgegaan. Dit is wat Jesaja hiervan praat. En dit word gebruik as 'n beeld van die droewige toestand wat die koms van die Assiriërs
oor die land en sy mense gebring het. Libanon, bekend vir sy standvastige seders, is nou bruin. Sy blare het geval en Libanon is skaam. Saron was bekend vir pragtige bloeisels, maar nou is dit 'n woestynstreek. Basan en Karmel het groen bome gehad, wat nie net kaal was nie, maar wat vroeg al hulle blare verloor het. Dat die vrees vir Israel se vyand, die vrees vir Assirië, het die natuur ook aangegryp. Alles staan stil. Alles is koud, alles is leweloos in die greep van gevreesde terreur. En dit is so tekenend van ons geestelike stryd. Hoe kan ons voortgaan in ons huidige geestelike stryd? Angs en vrees gryp ons maklik aan wanneer die huidige vyande pronk. Watter vyande? Ons swakheid om ons sonde dood te maak. Ja, dit gee ons soms dieselfde koue, ja die lewelose koue, waarvan Jesaja hier praat. Maar ons het gelees uit 2 Timoteus 1 en in vers 7 sê Paulus vir Timoteus, God het nie aan ons 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. Dat die Here Jesus het sy gees gegee om jou en my te kom vul met moed en krag, sodat ons kan volhard, sodat ons nie verwelk nie, selfs wanneer die vyande so naby en so magtig lyk. Kom ons vra die Here om aan ons geloof in Jesus Christus te gee en dit te versterk, sodat ons deur sy gees nie kwyn nie, maar sal voortgaan in hierdie daaglikse geestelike stryd. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God en Vader, Here, ons loof en prys U vandag vir die gawe van geloof. Gawe van geloof wat U Gees in elkeen van ons gewerk het, maar ook gawe van geloof wat so dikwels klein raak. Here, kom help my. Kom help my om my geloof in Jesus Christus te versterk deur die Gees, sodat ek deur U Gees nie kwyn nie, maar sal voortgaan in elke dag se geestelike stryd. Die oog gerig op U, omdat U nie aan ons 'n gees van vrees gegee het nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons loof en ons prys U in hierdie dag. Amen. Vanoggend sing ons saam lied 464, die eerste, die derde en die vierde vers.
Geliefdes, ons lees vir môreoggend Handelinge 17 vers 22 tot 34 en dan Jesaja 33 vers 10. Handelinge 17 vers 22 tot 34 en Jesaja 33 vers 10. Eerskomende Sondag begin ek met 'n reeks preke uit Psalm 78. 'n Preke wat nie opeenvolgend sal wees nie, maar elke tweede of derde week. Maar is 'n lang Psalm en ek wil elkeen so lank aanmoedig om dit te gaan lees. Psalm 78, ons preekreeks wat Sondag begin. Aan elkeen van u 'n geseënde dag, tot ons mekaar 6 uur môreoggend weer sien. Totsiens.